these stories don't mean anything when you've got no one to tell them to. It's true, I was made for you. I climbed across the mountain tops, swam all across the ocean blue. I crossed all the lines and I broke all the rules, but baby, I broke them all for you. Oh, because even when I was flat broke, you made me feel like $1,000,000. You do, and I was made for you. You see the smile that's on my mouth. It's hiding the words that don't come out. And all of our friends who think that I'm blessed, they don't know my head is a mess. No, they don't know who I really am. And they don't know what I've been through like you do. And I was made for you. All of these lines across my face tell you the story of who I am. So many stories of where I've been and how I got to where I am. But these stories don't mean anything if you've got no one to tell them to. It's true that I was made for you. Oh yeah, well it's true that I was made for Every breath you take, and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. I'm a poor heart aches with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile
these lines across my face tell you the story of who I am. So many stories of where I've been and how I got to where I am. But these stories don't mean anything when you've got no one to tell them to. It's true, I was made for you. I climbed across the mountain tops, swam all across the ocean blue. I crossed all the lines and I broke all the rules, but baby, I broke them all for you. Oh, because even when I was flat broke, you made me feel like $1,000,000. You do, and I was made for you. You see the smile that's on my mouth. It's hiding the words that don't come out. And all of our friends who think that I'm blessed, they don't know my head is a mess. No, they don't know who I really am. And they don't know what I've been through like you do. And I was made for you. All of these lines across my face tell you the story of who I am. So many stories of where I've been and how I got to where I am. But these stories don't mean anything if you've got no one to tell them to. It's true that I was made for you. Oh yeah, well it's true that I was made for you. Goeiemôre en baie welkom en baie dankie vir almal wat vanmôre moeite gedoen het om vandag hier te wees en hierdie dag met die familie te deel en hulle te ondersteun, ook vir ons mensies wat aanlyn sal inskakel. Baie welkom en baie dankie. Ons vertrou die Here dat hierdie geleentheid 'n geleentheid sal wees waar ons kan afskeid neem van iemand vir wie ons baie lief was, maar ook 'n geleentheid waar ons die Here sal eer vir sy genade en vir sy kosbare liefde. Namens myself en ons gemeente en ons kerkraad aan die familie. Ek is altyd versigtig om te praat oor simpatie en ons empatie en ons innige meegevoel, want ons kan nooit beleef wat julle kan beleef. Maar ek praat gisterand met Elbie, my vrou, en julle kan my dalk reg help. Ek weet nie, maar dit voel vir my toe ek hier kom was julle al hier. Piet, hoe lank? Ek weet nie hoe lank is julle al deel van die gemeente nie. 26 jaar. OK. So ek is so 'n bietjie langer as julle, maar dit voel vir my sy was nog net altyd en julle was nog net altyd daar. John was die ou wat laat ingekom het weens sy astrantheid, maar dit voel vir my die ander was daar gewees vir so lank en daarom dis familie. Dit is dis anders. John doen baie van ons begrafnisse, so hy sal weet waarvan ek nou praat. Maar daar's begrafnisse wat moeilik is en soms onmoontlik is om te hou. En dan is daar begrafnisse wat maklik is. Ek weet nie of ek die woord mag gebruik nie. Want ek het daar geken, ek hoef niks
te probeer sê vandag nie, ek kan met oorgawe uit my hart net deel en vir ons is dit 'n geleentheid om, soos die Engels sê, en ons het dit al baie genoem, iets te celebrate van 'n lewe wat ons gehad het saam met haar en so niks wat ek vandag doen is vir my moeilik nie, ek kan dit uit my hart uit doen met oorgawe en dis vir my voorreg dat die familie my die geleentheid gun om hierdie geleentheid te mag waarneem. So baie seën vir julle. Ons weet dat die Here julle dra in hierdie tyd. Ons weet dis altyd ongeag hoe oud ons is, bly dit altyd 'n verlies die dag as ons geliefdes nie meer daar is nie. Maar saam met dit het ons die voorreg vandag om te sê dankie Here dat Sandra nie gelei het nie. Ek het gister vir Brenda gesê dat sy nie haar menswaardigheid verloor het nie. Daar's soveel om voor dankbaar te wees in hierdie tyd en saam met die geweldige verlies. Ek het gekyk op ons Facebookblad waar ons dit geadverteer het en wat vir my opvallend was, ek sê gister vir Brenda dat die meeste mense wat iets gekomment het, nie die meeste nie, baie mense, het iets gesê oor haar lag. Die manier wat sy gelag het, die manier wat sy, as jy met haar gepraat het, daai lag het, die mens wie sy was. En dis die voorreg wat ons vandag het om dit te celebrate en haar so te onthou. Want soms kry ons dat van ons mensies vir maande en vir jare in 'n situasie is en wat nie positief is nie. En dikwels is dit wat ons van hulle onthou. En dank die Here dat ons die mooi en die goed van haar kan onthou. So namens ons gemeenteraad en myself en my familie, mag die Here julle bedien in hierdie tyd en vir julle daar wees, elkeen van julle, elkeen van die kinders, kleinkinders en familie vir wie sy kosbaar was. Ek gaan vra dat ons net so sit, dan gaan ons net saam bid. Vader, dankie dat U ons die voorreg gee om U Pa te kan noem. Ons Vader wat in die hemel is. En tog is U so naby aan ons deur die Heilige Gees wat U uitgestort het en in elke hart en in elke lewe woon. Ons kom vanmôre met diepe afhanklikheid en ons staan voor U. Ek bid vandag, Here, dat U elkeen van hierdie mensies, vriende, familie, elke kind, elke kleinkind, vir Piet as man, vir elke individu in hierdie plek, 'n God en 'n Vader sal wees, op grond van die feit dat U ons elkeen as 'n individu ken. Nie almal van ons het met Sandra dieselfde verhouding gehad nie. Hier's van hulle wat haar geken het as 'n vriendin. Hier's ander vir wie sy iets meer was en baie dieper verhouding gehad het as net 'n algemene verhouding. En daarom het ons elkeen vandag U op 'n ander manier nodig. Dankie Heilige Gees dat U hier is om elkeen te bedien en dit te gee wat nodig is sodat ons hier kan uitstap met vreugde in ons hart. Nie omdat Sandra nie meer hier is nie, maar nommer 1 omdat ons weet waar sy is, nommer 2 omdat ons weet sy het 'n vol lewe gehad dat ons vandag saam met haar familie kan celebrate. Ons eer U daarvoor. En ons bid nou vir die res van hierdie byeenkoms dat U as God en as Vader geëer en verheerlik sal word deur elke ding, deur elke lied, deur hierdie boodskap. Here, deur die memories waardeur ons sal gaan, waardeur ons gaan terugkyk na 'n lewe wat U vir haar gegee het. Laat U naam in en deur dit alles verheerlik word. Is my gebed in die naam van Jesus. Amen. Ek gaan vra dat ons gaan opstaan en dan gaan ons hierdie lied saam sing, saam met die woorde wat op die bord sal wees, Amazing Grace, een van die mees bekendste liedere. Kom ons staan op, dan gaan ons dit saam sing, tot eer van die Here. Baie dankie. Amazing grace, how sweet the
sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we know there's days to see God's praise. Then when we first begun. Was blind, but now I see. see. Baie dankie, kom ons sit vir 'n oomblik. Ek wil graag ietsie met julle deel vandag en my gebruik is gewoonlik by geleentheid soos hierdie, dat ek nie noodwendig te veel sê oor die persoon wat nie meer hier is nie, want ek voel, hier's mense in die plek wat haar beter geken het as ek, haar eie familie, wat sal ek vir julle kan vertel oor haar? So ek wil hier en daar iets oor haar deel, maar ek wil graag hierdie gedagte met julle deel wat ons almal raak, want 'n geleentheid soos hierdie is vir ons 'n geleentheid om weer na ons eie lewe te kyk. En die gedeelte wat hulle vir my gevra het, ek moet oorbedien, wat vir haar baie kosbaar was, is Matteus 6, en ek lees dit net gou vir julle saam, vers 19 tot 21, en ek vertrou dat die meeste van ons ken dit baie goed. Hy sê, moenie vir julle skatte op die aarde bymekaar maak, waar mot en roes verniel en diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes nie verniel en diewe nie kan inbreek en steel nie, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Nou die kenmerk van Sandra se lewe, en dis hoekom hulle gevra het, dat ek ietsie moet deel hieroor, is dat die aardse goed was nie vir haar die prioriteit in haar lewe nie. Haar familie, haar kinders, en noodwendig mense. En dit is vir my interessant, dat wanneer ons die lewe sal naspeur en so 'n bietjie gaan terugkyk na ons eie lewe, en selfs mense wat hier was en nie meer hier is nie, is die een kenmerk, wat ons almal moet, ek wil amper sê, die Engels praat van face, wat ons almal moet hanteer, is die realiteit dat niks wat ons in hierdie wêreld ingebring het, of gekry het toe ons in hierdie wêreld ingekom het, kan ons uit hierdie wêreld saamvat nie.
Dis 'n algemene feit, ons weet dit almal. Maak nie saak in ons leeftyd hoeveel ons bymekaar gemaak het nie. Ons kan absoluut niks daarvan saamvat. Daar sekere gelowe wat wanneer mense sterf, sal hulle goud en verskillende goed. Daar's mense wat begrawe word met motors saam met hulle, word begrawe daarmee. Nou, dit klink alles goed, maar jy kan niks doen met dit na die dood nie. Maar die feit is, en ek vermoed dit is waarna die skrif verwys as hy sê, moenie vir julle skatte bymekaar maak op aarde nie, maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar. Verwys hy in die eerste plek na ons verhouding met God en die tweede plek na ons verhouding met mense. Dis die enigste iets, elke mens op aarde, in wie se lewe ons 'n impak gemaak het, elke mens wat ons gehelp het, elke persoon wat ons by God uitgebring het, elkeen van daai mense, sal ons in die ewigheid met ons kan saamvat. Ons sal in die ewigheid daarvoor beloon word. Ons sal in die ewigheid daarmee kan leef en kan saamleef en dit kan erken. Dis al wat ons kan saamvat. En tog is daar baie van ons wat vandag sal erken dat die mens die grootste deel van sy lewe fokus op die goed wat ons bymekaar maak en nie die mense in ons lewe nie. Ek het onlangs weer 'n verhouding gehad wat ek moes hanteer waar ouers en kinders vir jare nie met mekaar praat nie. Ek het onlangs weer 'n verhouding gehad wat dit is nou nog so, inteendeel, terwyl ons hier praat is dit nog steeds so, van kinders wat hulle kleinkinders by hulle ouers weghou. Omdat hulle kwaad is vir hulle ouers, mag hulle kinders nie by hulle ouma en oupa uitkom nie. Verhoudings is die een ding waarmee ons almal gekonfronteer word en die belangrikste iets. En daarom is dit vir my so kosbaar dat dit die hart van die familie was om te sê, deel iets van hierdie goed wat saak maak. Deel iets oor die feit dat Sandra was nie iemand wat opgegaar het en bymekaar gemaak het op hierdie aarde in eerste plek nie. Ja, ons het almal kos nodig, ons het almal 'n motor nodig en 'n huis om in te bly. Ons het almal die aardse tydelike goed nodig om te lewe, maar wanneer dit 'n prioriteit in ons lewe word, is die eerste ding volgens die woord van God wat skade ly, verhoudings. Met ander woorde, as ek goed bymekaar maak ten koste van God en van mense. En dis die een kenmerk wat ons ten minste vandag weet, wat in Sandra se lewe anders was. En dis hoekom sy was wie sy gewees het. 'n mens, en nie net gelewe het vir haar self nie, maar vir mense, en nie net haar eie familie nie, maar vir ander. Daar's iets rondom die woord, of dit wat die Bybel sê, en ek wil so 'n stukkie vir julle lees, en verskoon dit dat dit in Engels is, ek het dit raak gelees, en dit was vir my wonderlik gewees. Hy praat oor die feit dat ons mekaar moet aanvaar in liefde. Hy sê aanvaar mekaar in liefde, aanvaar mekaar, vergewe mekaar, dra mekaar se laste, julle ken al die mekaar skrifte. En daar die woordjie aanvaar, ek wil dit net gou vir julle lees, ek gaan nou nie die Griekse woord vir julle lees nie, want dan klink dit of ek nou wil slim klink, en ek is nie. Maar dit beteken, to grant someone access to your heart. To take oneself, or to take or to receive someone. Maar hierdie gedeelte, to grant someone access to your heart, to take or to receive into one's home with the idea of kindness. So as God sê aanvaar mekaar, dan sê hy in die eerste plek, John, maak in jou hart ruimte vir mense. Want as jy jou hart vir mense gesluit het, dan jy eintlik jou alles vir mense gesluit. Jou huis, jou gesprekke, jou liefde, maak jou hart oop vir mense, aanvaar mense. En ek het agtergekom, een van die redes hoekom ons versigtig is om dit dikwels te doen is, omdat ons die vrees het om verwerp te word, of die vrees om teleurgestel te word, of om seer te kry. Maar dis die lewe. Ek wil 'n stelling maak vanmôre om te sê, dat maak nie saak, die mense wat nou saam met jou hier is, die mense wat dalk die naaste aan jou is, die mense vir wie jy dalk die liefste is, het jou al seer gemaak. Ek hoop so. Is dit die waarheid?
Ons kan hulle nie uit ons lewe uithou, omdat ons bang is ons kry seer nie. Maar hierso sê hy vir my iets so mooi, as hy sê, aanvaar mekaar, aanvaar mense. Beteken, maak eers jou hart net oop vir mense. Leer hulle beter ken. Ek weet nie of julle dit al gehoor het nie, dat iemand sal kom en sê, ek wil nou nie 'n naam noem nie, want ons het nogal so 'n geval gehad, en toe sê die persoon vir my, daai ou, jy ken hom mos. En toe vertel hy my iets van die ou, van hoe hy is en hoe hy hom beleef het. Toe sê ek vir hom, hoe goed ken jy hom regtig? Toe sê hy, nee, dis juist hoekom ek hom nie wil ken nie. En toe sê ek vir hom, as jy die moeite sou doen, en hierdie persoon beter leer ken, gaan jy agterkom, die bietjie wat jy van hom weet, is nie al wat jy van hom moet weet nie. Jy moet bietjie meer van hom weet, om hom lief te en te verstaan. Hy is eintlik 'n wonderlike mens, en hier sit baie van ons vandag in die kerk, wat deur hierdie gebeurtenis bymekaar gebring is, wat kan erken, jy het 'n idee oor iemand gehad, totdat jy hom of haar beter leer ken het, en toe kom jy agter, hy of sy is toe nie wat ek gedink het nie. Kan ek net hoor, is daar van julle wat kan net 'n kop knik en sê, ja, dit is so? Ek het gedag, hierdie ou is 'n regte buffel, totdat jy hom leer ken het, en hy dalk eendag vir jou baie goed was, en jy dit nooit verwag nie, want jy het hom beleef as hierdie negatiewe, harde, kwaai mens. En dis wat die Bybel van praat as hy sê, aanvaar, maak oop jou hart, doen net bietjie moeite om mense beter te leer ken. Ek weet die woord sê, en die spreekwoord sê, eerste indrukke is blywende indrukke. So die eerste konfrontasie wat jy met mense het, is baie keer die ding waarop ons lewe bou. Maar nou wil ek sê, as baie van die mense in ons wêreld wat ons moes leer ken het, deur ons eerste indrukke, het baie mense dalk nie met ons verhouding gehad. Aanvaar mekaar. Hoekom sê ek dit vir u vandag? As ons by 'n geleentheid soos hierdie is, ek het dit by 'n vorige begrafnis genoem, dan herinner dit ons net weer aan die belangrikheid van verhoudings. Want God het die vermoë, en ek het die laaste paar weke in ons kerk baie daaroor bedien, God het die vermoë om deur een mens wat hy in jou lewe inbring, jou hele lewe te verander. Ten goeie. Soms hou ons vas aan een verhouding of aan een mens, wat ons lewe skade aandoen. En dis asof die Here sê, daar is soveel ander mense wie ek in jou lewe wil inbring, wat jou sal bedien, wat jou sal vorentoe vat, wat jou sal help, maar jy hou vas aan hierdie een persoon wat eintlik skade doen in jou lewe. Want verhoudings vorm ons. Onthou jy die skrif wat praat van, hy sê soos yster slyp yster. So vorm een mens 'n ander. Ons word gevorm deur mense, en as jy in jou seer kry en wat ook al, jouself isoleer van mense, dan haal jy die belangrikste faktor in jou lewe uit, waardeur God jou wil vorm en maak. En ek weet nie of julle dit agtergekom het nie, ek het onlangs ietsie daarvan gesê, en dit is ongelukkig so, maar ons lewe in 'n tyd waar ons al hoe meer geïsoleer word. Ek weet nou nie wie van julle dit doen nie, maar baie van ons mense kom by die werk, en dan kom hulle by die huis, moeg, na 'n lang dag se werk, en dan ry jy nie eers meer winkel toe om jou melk en brood te koop nie, jy 66 dit. Vir jou nie, lyk vir my. OK, my vrou doen dit, so by the way. My kinders doen dit, dis al hoekom ek dit weet. En daar's nou deesdae soveel sulke, ek wil amper sê moontlikhede, maar die feit is ons kom nie meer tussen mense nie, ons kuier nie meer regtig nie, ons laat nie meer mense in ons lewens toe nie. En dank die Here, Piet, ons kom nog uit 'n era waar dit so was, nê? Ons kom nog uit 'n tyd waar, ek onthou toe ek 'n jong seun was, en julle sal dit nou weet, en nou weet julle hoe oud is ek, waar ons nie televisies gehad nie. En die eerste ouens wat televisies gehad het, was baie gewild, want ons het almal daar by hulle gaan kuier, sekere tye as sekere stories daar was. Maar ons kom uit eras van menswees en kuier, en daarom glo ek, ons het as 'n gemeenskap, en ek wil amper sê, 'n mensdom weer nodig, om terug te keer na hierdie wortels van verhoudings, wat die belangrikste faktor in ons lewens is. As ek vandag sien, en ek sê nie, ek sal nooit so onkundig wees om enigiets negatief te sê teen ons kinders van vandag nie, want ek dink die tye waarin hulle opgroei,
is baie moeiliker tye as wat ons gehad het. Ons het ander moeilikheid gehad. Om arm te wees is een moeilikheid. En dit ken ek. Maar die moeilikheid wat ons kinders vandag het, is totaal iets anderste. Maar is vir my sleg dat baie kinders van die môre tot die aand met 'n skerm moet kommunikeer en moet leef en moet leer en met daar is nie meer daai verhoudings nie. En terwyl ons vandag praat van iemand wat gesê het, vir my is die belangrikste goed in die lewe mense, my familie. Nie goed nie. Nie om by mekaar te maak nie. Sal ons nie iets wegvat uit hierdie geleentheid, behalwe net om te kom afskeid neem vandag van Sandra en wie sy was nie. Sal ons nie iets van haar lewe terugvat huis toe en sê, Here, gee my die genade om weer te bou op verhoudings. Ten spyte van my vrese, ten spyte van my teleurstellings, ten spyte van al my ondervindinge wat ek in die lewe gehad het met mense. Het is interessant dat Romeine sê vir ons iets, Romeine 12 vers 18, dan praat hy oor, hy sê, as dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Drie goed. En ek het aan die begin van hierdie boodskap vir jou gesê, dit bly vir my 'n tragedie en ek is nie seker hoe om dit te verander nie. God alleen kan dit doen. Dat ouers en kinders vir 10, 20 jaar nie met mekaar praat en bly in dieselfde dorp. Dat 'n ouer sy kleinkinders van hom af weggehou word, omdat my dogter kwaad is vir my. Of 'n kind, haar ma, ek het nou 2 weke terug weer 'n boodskap gekry, 'n kind haar ma blok op haar foon en niks met haar te doen wil en nie met haar praat nie, en daai ma is in 'n toestand. En ek sê nie ons ouers doen altyd alles reg nie, maar ons verstaan nie die waarde van verhouding nie. En daarom sê hy, as dit moontlik is, wat sê dit vir jou wat luister na my? Dit is nie altyd moontlik nie. Dit is nie moontlik om met alle mense in vrede te lewe. Maar hy begin om te sê, as dit moontlik is. Nommer 2, sover dit van julle afhang. Nie sover dit van hulle afhang. Moenie dat ander mense vir jou besluit wat se verhouding jy met hulle mag hê. Al is hulle kwaad vir jou, gaan en gaan maak reg. Weet jy hoekom? Ek was nie baie lank in Kimberley gewees nie, toe bel Afbob my. En hulle sê toe vir my, kan ek kom help? Nou, ek het nie familie geken nie, want hulle was nie in ons gemeente nie. Afbob het my letterlik net gebel as 'n predikant en te vra, kan ek kom help? Ek het hierdie storie al baie by begrafnisse vertel. En ek sê dit vandag vir iemand, want iemand hierso moet dit dalk vandag hoor. En ek vra toe van wat is die probleem? Hy sê nee, ek moet maar net kom. En is daar in daai straat waar die toring is. Longstraat? Is dit Longstraat? Ek gaan nou nie te veel detail gee nie, dan ken julle dalk die mense. In elk geval, en ek stop daar buite kan die huis en was nie moeilik om die huis te kry nie, want die lykswaar daar gestaan. En ek gaan in die huis in. En die ondernemer sê vir my, kan jy my net help om hierdie vrou van haar pa se liggaam af te kry? Ons kan nie die liggaam verwyder nie. En ek gaan sit in die kamer en ek praat met die familie en die familie sê, vir 8 jaar wou sy nie met haar pa praat nie. Nou sy dood. Nou wil sy regmaak. Sy wil nie die liggaam laat gaan. Hoe dwaas? Hoe dwaas? Al die tyd wat ons het om die geleenthede te gebruik, om mens te wees, om te lewe, om iemand, ek wil amper te sê, laat gaan in vrede en in vryheid, omdat jy weet, jy het geen verwyte nie. En maak nie saak wie jy vandag is en hoe perfek jy in jou verhoudings is nie. Ons almal het flaws in ons lewe. Daar's altyd iemand wat met jou ook 'n probleem het. Soos wat ek en jy met iemand anders 'n probleem het. Maar die Here het nie gesê ons moet met almal saamstem om hulle lief te hê nie. Hy het nie gesê ons moet soos almal dink nie. Hy het nie eers gesê inteendeel jy moet elke aand of elke naweek by hulle gaan braai nie. Hy het net gesê sover dit van jou afhang en as dit moontlik is, leef in vrede met alle mense. Juis vir hierdie rede dat so 'n dag jou nie onverwags betrap nie. En 'n ondernemer, 'n predikant moet bel om jou van jou pa se liggaam af te haal, want jy wil hom nie laat los nie, jy wil regmaak, maar jy weet nie hoe nie. Verhoudings. Is daar al iemand vir wie ek oortuig het in hierdie plek vandag, dat ons verhoudings is ons hoogste prioriteit. Ons verhouding met God en ons verhouding met mense. Dit pla my dat daar so baie mense, veral in Suid-Afrika is, vir wie die kerk en hulle kerk belangriker is as wat God vir hulle is.
Hoeveel keer het ek al met mense gepraat, dan sê hulle vir my, ek weet nie of julle dit ken nie, ek het my kerk. Ek wil nie met jou praat oor jou kerk nie. Ek wil weet of jy God in jou lewe het. Want jy kan 'n kerk hê en jy kan nog steeds hel toe gaan. Verhouding gaan daaroor dat ons in die eerste plek 'n gesonde verhouding met God het. Want as dit so is, ek wil dit baie graag vir iemand vandag sê. As dit so is, as ons 'n gesonde verhouding met God het, sal ons 'n gesonde verhouding met ons naaste hê, maar ook meer belangrik, 'n gesonde verhouding met jouself. En as ek dit kan omdraai, gaan lees gerus, ek het nie tyd, want dis nie die plek om daaroor te bedien vandag nie. Ons praat oor verhoudings, ons praat oor 'n vrou wat gesê het, vir my is aardse goed nie belangrik nie, maar menseverhoudings. Gaan kyk bietjie wat sê Efesiërs 5. Dan sê hy vir ons daar. Hy sê 'n man wat sy vrou liefhet. Die rede hoekom 'n man sy vrou kan lief hê, is omdat hy homself liefhet. Baie mans vandag kan nie hulle vrouens lief hê nie. Vir die eenvoudige rede, hy het nog nooit geleer om homself lief te hê. Hy beklei eintlik met homself. En hy kan nie homself aanvaar nie, daarom kan hy nie sy vrou aanvaar nie in 'n huwelik. So in alle opsigte is dit vir ons tot voordeel om 'n gesonde verhouding met God te hê, met onsself en met ander. Want as jy dit het, het jy eintlik alles. Want God kan in een dag se tyd jou hele lewe verander deur een regte mens aan jou lewe in te stuur. Ek vertel hierdie storie baie keer, maar daar's baie dimensies daarvan. Jy kan dalk eendag vir die Here sê, Here, ek was 10 jaar laas net bietjie met vakansie by die see en ek wil so graag met vakansie gaan en ek het nie die geld nie en ek weet nie, maar dit is baie duur en wat ook al. En die Here kan vir jou een persoon stuur wat jou bel en sê, Johan, wil jy nie my strandhuis gebruik daar in, waar is dit, Stilbaai? Ons noem dit sommer Stilbaai. En ewe skielik het jy vir 'n vakansie vir die volgende 20 jaar van jou lewe, sonder dat dit jou iets kos. Want jy sien, God werk nie altyd met rand en sent nie. God werk met mense. As jy die hele Bybel sal deurlees, sê hulle sien dit werk so. Die hele Bybel. God het Abraham verryk, nie deur sy harde werk nie, deur mense wat hy sy pad langs gestuur het. En Jakob, so kan ons aangaan, veral nadat die Here sy lewe verander het. So, ek pleit vandag by jou, dat ons iets sal leer, en iets sal huis toe vat, terwyl ons afskeid neem, terwyl ons harte seer is. Dat ons ook ons harte sal oopmaak vandag, weer eens, vir die mense met wie ons nie in vrede lewe nie. Terwyl jy dalk so besig is om vir jou skatte bymekaar te maak, wat eendag gaan tot niet gaan. Hoe sê die Bybel, wat motte sal opvreet en die roes gaan dit verniel. Maar die belangrikste iets, verhouding, gee ons nie aan aandag nie. En die dag wanneer dit regtig saak maak, gaan al ons geld en al ons goed nie kan opmaak vir dit nie. Die mense in jou lewe, jou kinders, jou vrou, jou ouers. Is dit nie interessant dat die Here en baie mense ken die skrifgie en hanteer dit as net 'n resitasie. Een van die skrifte wat die grootste impak in elke mens se lewe behoort te hê, is eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng kan word. En ek het nie wiskunde en ek is ook nie onderwyser nie, maar my verstand sê vir my, as jy dit nie doen nie, kan jy self jou lewe verkort. Eer jou vader en jou moeder. Beteken nie met hulle saamstem nie. Beteken nie hulle doen alles reg nie. Beteken eer hulle vir wie hulle is, nie vir wat hulle doen nie, sodat jou dae verleng kan word. God gee vir ons eenvoudige beginsels om volgens te lewe, sodat ons eendag self kan oud word en die lewe geniet saam met die mense vir wie ons lief is. Verhoudings. Verhoudings. Dis al wat ek vandag met jou wil deel. Kom ons leer uit iemand se lewe vir wie verhoudings belangrik was. Hoe oud was sy nou? 79. 79 jaar wat sy geleef het om te sê, hierdie aardse goeders, en dis die waarheid. Hulle gaan van niks saamgee nie. Al was wat vir haar die wonderlikste, sy gaan niks saamvat nie. Maar sy gaan al hierdie mense kan saamvat. Sy gaan met al hierdie mense eendag kan verhouding hê. Sy gaan eendag kan praat oor dit, sy gaan eendag vir dit beloon word. Niks anders nie. En vandag sit ons hier, ons lewe nog. Moenie soos daai dogter wees nie. Moenie so dwaas wees nie.
En baie keer gaan dit ook nie soseer oor die verhoudings wat ons in kwaai vriende het nie. Dit gaan oor net die verhoudings wat ons nie het nie. Ek weet nie eens wie is dit nie, ek vermoed, dit is iemand in ons gemeente, goed dat ek nie alles kan onthou nie, want ek werk met te veel mense, wat vir my sê, dis die man wat by my kom werk het, hy sê vir my, hy was op 'n sekere plek vir 6-7 jaar, en sy groot droom is net om Kaap toe te gaan, om net sy ma vir oulaas te sien, want hy weet sy is siek. 'n week daarna, toe bel hulle my, toe sê hulle vir my, sy is oorlede. Miskien as hy dit geweet het, sal hy meer moeite gedoen het om vroeër daai te kom. Ek glo so. Daar's goed wat ons nie oor beheer het nie. Verhoudings, die mense wat van ons belangrik is, kom ons pas dit op. Kom ons verdra en aanvaar mekaar. Aanvaar beteken weer eens, maak jou hart oop vir mense. Maak ruimte vir mense om in te stap, om foute te maak. Ek en jy is nie perfek nie, kom ons hou op om dit te verwag van ander mense. Dis hoekom ons mekaar moet vergewe, verdra, lief hê en aanvaar. Want verhoudings is dit wat jy vir die res van jou lewe gaan nodig hê. As die ekonomie môre in duie stort en ek en jy verloor alles wat ons het, wat dink julle is oor? Net die mense in ons lewe. En dis die mense saam wie ons weer sal moet bou en 'n pad loop vorentoe. Mag die Here vandag deur sy woord elkeen van ons weer motiveer. Ons het gedink ons kom hiernatoe om afskeid te neem van Sandra, vir wie ons lief was en vir wie ons baie respek gehad het. Maar God het dalk 'n groter plan om vandag vir jou te sê, my seun, my dogter, nommer 1, maak seker jou verhouding met my is gesond en reg. Nie jou kerk nie, jou kerk gaan jou nie hemel toe vat nie. Jou verhouding met my, nommer 2, maak seker jou verhouding met mense is gesond. Ons het nie perfekte verhoudings nie, maar ons kan gesonde verhoudings hê, met ons lewensmaat, met ons kinders, met ons familie, met die mense saam wie ons leef en werk. Vandag is jou geleentheid, moenie weer hier uitstap en dit los nie. En dan nommer 3, maak seker jy het 'n gesonde verhouding met jouself, want dis al wie jy regtig ander mense kan lief hê, as jy eers geleer het om jouself lief te hê. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie vir hierdie geleentheid. Terwyl ons afskeid neem van Sandra, iemand wat vir ons baie kosbaar was, iemand wat in 'n plek ingestap het en met haar lag en haar vriendelikheid 'n atmosfeer baie vinnig kon verander. En ek weet daar's baie mense, nie almal van ons wat hierso sit kan sê, ons leef in vrede met almal. Het gesê as dit moontlik is, want dit is nie altyd moontlik. Maar dankie vir wie sy was, en dankie dat ons vandag iets uit haar lewe kan kom neem, en ook saamvat, nie net as familie nie, maar as vriende wat hier uitstap, om te sê, Here, hierdie was vir my vandag 'n geleentheid, want ek weet hierdie ding in my lewe is nie reg nie, hierdie verhouding is nie gesond nie, en ek gaan die geleentheid gebruik. Kom, o Gees van God, kom oortuig deur u krag en u innerlike inspraak, elke hart en elke lewe wat vandag hier sit, wat in verhoudings leef wat nie gesond is nie, verhoudings wat skade gekry het, verhoudings wat seer maak, verhoudings wat dalk wraak en bitterheid in hulle harte nagelaat het. Kom vandag deur u Heilige Gees, skep geleenthede, maak nuut, maak heel, maak gesond en gee geleentheid. Ek wil vra terwyl almal net so sit, sluit net die oë vir 'n oomblik. Ek wil graag vir jou gebed doen, as jy vandag hier sit en jy het nie 'n verhouding of 'n gesonde verhouding met Jesus Christus nie. Weereens, ek vra nie wat se kerk is jy nie. As jy vandag kan sê, Herman, ek is nie 100% seker nie, ek het nie vrede met God nie. Inteendeel, ek behoort nie eens aan 'n kerk nie, is nie vir my belangrik nie. En die Gees van die Here deel vandag met jou. Gee my net 'n geleentheid om vir jou gebed te doen. En daarom wil ek vir jou vra, as jy nie vandag 100% oortuig is dat jy 'n gesonde verhouding met Jesus Christus het nie, wil jy nie net daar waar jy sit vir my 'n aanduiding gee. Ek kan net jou hand opsteek en dit onmiddellik weer laat sak. Ek wil graag vir jou gebed doen. Is daar so iemand wat vandag die Here nodig het, gebed nodig het? Ek sal graag vir jou net 'n gebed wil doen. Vader, dankie vir hierdie geleentheid. En nou bid ek dat u vrede, u genade en u liefde, Here, ons sal vat as ons hier uitstap.
U wat gesê het, ek sal jou nooit alleen los en ek sal jou nooit in die steek laat nie. Here, dat U met ons sal wandel. Kom maak ons vry en kom maak ons los van elke gees van godsdienstigheid. En kom lei ons in 'n intieme, gesonde verhouding met U, waar ons elke dag U stem mag hoor. Leer ons wat dit is om gehoorsaam te wees. Leer ons wat dit beteken om mense te aanvaar en toe te laat in ons lewe. Gee vir ons die wysheid om te verstaan dat U, o God, in staat is om in een oomblik ons lewe vir altyd te verander deur een mens wat in ons lewens instuur. Miskien is dit iemand wat werk nodig het. Miskien is dit iemand wat eensaam is. Miskien is dit iemand wat nie weet wat om te doen en wat raad en wysheid nodig het. Dankie vir elke mens wat U in ons lewens instuur met 'n goddelike doel en plan om U doel in ons lewens te bereik. En nou bid ek vir hierdie familie. Here, as hulle hier uitstap, ek weet ons is almal dankbaar in ons harte. Dat Sandra gespaar was van baie lyding en swaar kry. En selfs net die manier wat sy huis toe is na U, letterlik een tree op hierdie aarde en die volgende tree was in die ewigheid by U. Dankie daarvoor. Mag U Gees ons bedien, ons troos. U het gesê ons is ook mense wat bedroef is. Ons treur ook, maar nie soos hulle wat nie hoop het nie. Ons treur op 'n ander manier, want ons weet, Here, ten spyte van die verlies, weet ons dat sy vir ewig in U vrede by U sal wees en by U is. Ons eer en dank U daarvoor. In die kosbare naam van Jesus bid ons dit. Amen. Ek gaan vra dat julle saam met my gaan kyk na die slideshow wat vir ons gemaak is oor haar lewe. Baie dankie. Dink vanaand aan jou en aan die wilde kus se golwe. Ek dink vanaand aan jou en aan die eindelose strand. Ek dink aan rotskastele, watervalle na benede en beestepaadjies sukkel oor die rand. En ek wens dat ek my liedjie vir jou kon sing. Weet dat jy die woorde sou verstaan. Ja, ek wens dat ek my liedjie vir jou kon sing. En ek weet dit sou weer 'n vonkel in jou oë bring. Ek dink vanaand aan jou en aan die visriviervallei. Ek dink vanaand aan jou en aan sy kronkel, kronkel, kronkel. Ek dink aan stroomversnellings, aan die koue winternagte en kampvuurande op die goudgeel sand. En ek wens dat ek my liedjie vir jou kon sing. Ek weet dat jy die woorde sou verstaan. Ja, ek wens dat ek my liedjie vir jou kon sing. En ek weet dit sou weer 'n vonkel in jou oë bring. Vanaand aan jou en aan die blou, blou Kaapse berge. 'n Sprokiesland in bleekwit op 'n helder sterlig aand. Ek dink aan waterpoele, wit proteas teen die honge, maar somtyds vir 'n oomblik net aan jou. En ek wens dat ek my liedjie vir jou kon sing. Ek weet dat jy die woorde sou verstaan.
Ja, ek wens dat ek my liedjie vir jou kon sing. En ek weet ek sou weer 'n vonkel in jou oë bring. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Try as they may, they can never define what's been said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. Ja, Brenda het vir my gesê sy was lief vir fotos neem. En hierdie is blykbaar 100ste van al die fotos. Maar dank die Here vir dit wat ons het in fotos. Nou, dit bring soveel memories terug en dank die Here vir dit wat ons in ons hart kan uitstal. Ek sê altyd ons moet nou nie vir onsself lieg nie. Daar is mos nou nie 'n perfekte mens op aarde nie. Maar so ek dink sy het ook maar haar dinge gehad. Maar weet julle wat, ons het 'n keuse oor wat is dit wat ons saamvat vorentoe. Dat ons die mooi en die goed sal onthou en dit sal koester en letterlik in ons hart sal bære. Ons gaan nou geleentheid gee, hulle gaan vir ons agter 'n lied doen. Vir elkeen op sy of haar eie manier te kom afskeid neem en net 'n blom te kom neersit. En direk daarna gaan ek die bedankings doen. So ons gaan nou geleentheid gee en ek sal graag wil hê die familie voor moet eerste geleentheid kry en direk daarna enigiemand anders in die gehoor wat ook net 'n laaste eer wil bewys en afskeid neem. Baie dankie.
redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Ek onthou vir Dawid voor die ark het hy gedans en juig na die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan hande vou en swyg? Want daar was 'n houtkruis. Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Wie sal my kan stil maak? Wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak? As my voete dans wil, los wil breek. Want daar was 'n houtkruis. Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Ek vra nie hoe jy voel nie, as gevoelens hoegenaamd besluite raak, dan was daar nooit die pyn nie. Toe die spykers deur die bloed daardie houtkruis kraak, want daar was 'n houtkruis. Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Oh, daar was 'n houtkruis. Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Ek wil net graag 'n paar bedankings doen en ek dink die meeste van julle sal verstaan dat by 'n geleentheid soos hierdie besef 'n mens eintlik hoeveel mense betrokke was in haar lewe. Ons het op ons eie Facebookblad ook gesien hoeveel mense gereageer het, letterlik honderde mense, en dan besef 'n mens daar was mense wat met haar gedeel het en met haar gebel het en verhouding gehad het wat ons dalk nie eens van weet nie. So ons wil nie iemand uitlaat nie. Maar eerstens wil die familie vandag elkeen wat hier is bedank. Dankie vir julle moeite wat julle gedoen het as jy ver gekom het, miskien van die werk af moes vat om hier te wees. En ook almal wat inskakel en ingeskakel het van die familie se kant af, baie baie dankie. Daar was soveel mense op soveel maniere wat betrokke was by haar lewe. En dan ook was daar soveel mense wat haar bygestaan het die afgelope tyd, of wat hulle die familie verskondig bygestaan het die afgelope tyd. En daar gaan ook nie spesifieke mense uitgesorteer kan word nie, anders gaan ons dalk te lank vandag hier moet sit. Ons wil nie die name noem nie vir ingeval ons dalk iemand sal
oorslaan. Dan is dit ook vir ons as familie 'n tyd waarin ons agtergekom het hoeveel lewens sy geraak het. En ek wil vandag veral ook vir die mense wat ingeskakel het op ons livestream wat nie vandag hier kan wees nie, sê vir elkeen wat dit gedoen het waarvan die familie dalk nie eers weet nie. Baie dankie, dit word opreg waardeer en mag die Here elkeen beloon daarvoor. En dan wil die kinders ook spesiaal net dankie sê vir jou Piet, vir wat jy gedoen het die afgelope tyd. As kinders wil ons graag vir pa sê dankie wat haar die afgelope tyd nooit alleen gelos het nie. Jou hulp 24 ure 'n dag, die versorging en bystand met alles van dit wat Sandra nodig gehad het. Niks was vir pa te veel of moeite om vir haar te doen. En daar was nie 'n oomblik wat jy gekla het oor die versorging nie. Baie dankie. Pa, dit is vir ons so 'n mooi voorbeeld van ware liefde en wat ware liefde is en wat die woorde tot die dood ons skei beteken. Pa was tot die laaste toe daar vir ma en het haar altyd so mooi behandel en gehelp. Dankie dat pa vir ma en ons kinders altyd jou eerste prioriteit gemaak het. Ons het vandag baie daaroor gesê. Daarom wil ons vandag vir pa dankie sê en jou vereer vir dit wat jy vir haar gedoen het namens die familie. Ek gaan vra dat ons gaan opstaan en dan gaan ons net 'n laaste gebed doen. En dan wil ons vra vir die van julle vir wie dit moontlik sal wees. Daar is in die lounge, as jy net uitstap links, is daar gereed gemaak om bietjie saam te kuier en ietsie te drink en te eet. As jy moet teruggaan werk toe sal ons dit verstaan, maar vir die van u vir wie dit moontlik is, dat jy saam met die familie sal vir 'n oomblik kuier en tyd spandeer. Kom ons staan op, dan bid ons net saam. Vader, aan u bring ons vandag al die eer en die lof en die aanbidding van ons harte. U ken elkeen wat hier sit, spesiaal die familie, wat 'n verlies het wat hulle moet verwerk en saam met hierdie verlies 'n dankbaarheid vir die jare wat u haar gegee het, vir die mooi en die goed wat u vir hulle gegee het om saam met haar te kon deel, die vrou wie sy was, die ouma wie sy was, die ma wat sy was, die vriendin vir wie sy was. Ons eer u daarvoor. En terwyl ons vandag die geleentheid om 'n laaste keer afskeid te neem en dankie te kom sê, wil ons saam vir u kom sê dankie vir die vrou wat sy was, die mens wat u haar gemaak het, dit wat sy toegevoeg het en bygevoeg het by elke lewe met wie sy te doen gehad het. Van dit sal ons nooit van weet nie, behalwe in die ewigheid sal ons kennis neem daarvoor, of daarvan. Baie dankie. En my gebed is vandag dat wanneer ons hier uitstap, dat iets van dit wat u Gees deur u woord vandag met ons kom deel het, dat ons dit sal kom vasgryp, dat ons daaraan sal vashou, dat ons daaraan gehoorsaam sal wees, dat ons die geleentheid sal gebruik om deur iemand wat vir ons kosbaar is se dood, wat weer vir ons kom bymekaar bring en iets kom sê oor die realiteit van die lewe. Ons wil hierdie geleentheid gebruik. Ek bid u seën, u beskerming, u kosbare bloed oor elke huis, oor elke huwelik, oor elke familie, vir hulle wat ver paaie nog moet ry, dat u hulle veilig sal aanbring by hulle bestemming en dat u hulle sal beskerm teen elke wapen van die vyand. En nou ook as die familie na die tyd saam met vriende sal kuier, mag dit 'n gesellige tyd wees, 'n tyd van verhouding weer bou, mense wat mekaar lanklaas gesien het, net weer connect en elke geleentheid, ons ontvang dit as 'n gawe uit u goddelike hand. Vir elkeen van ons mense wat ook ingeskakel het, aanlyn, ek bid Here dat die seën van u die Here elkeen sal bedien, daar waar hy of sy homself of haarself vandag mag bevind. En ons vra dit alles in die kosbare naam van Jesus ons Here. Amen. Amen. Baie dankie dat u was. Mag die Here u seën vir die res van die dag. Baie dankie.